Ons gaan voort vanoggend met ons nuwe preekreeks wat ons nie net hier by Linwood preek nie, maar reg oor die wêreld, reg oor Pretoria. En hierdie preekreeks se naam is The Mission. God se missie. Mission Day. En enige missie of sending, as jy weet, is daar fundamentele elemente nodig vir 'n missie om suksesvol te wees, né? Jy kan nou maar net die nuus dophou en van die missies wat Amerika uitvoer, en ek kan jou beloof, hulle laat almal weet dat net hulle dit kan doen, want hulle het die spesifieke tegnologie en die spesifieke skills en die spesifieke mense om daai spesifieke missie te kan uitvoer. En so het elke missie of 'n sending spesifieke elemente nodig om uitgevoer te kan word. Dit is so in oorlog, dit is so op elke missie wat ons vat na 'n ander land toe. Jy het 'n paspoort nodig, jy het 'n Bybel nodig, jy het 'n visa nodig. Jy het baie geloof nodig. Ons dink aan missie 2027, né? 3 wêreldbekers in 'n ry. Ons het verrassie nodig. En die regte spelers. Né? So het elke missie sekere elemente nodig om suksesvol te kan wees. En tot en met 1932 was God se missie, het nie regtig bekend gestaan as God se missie nie. Die missie was eintlik, kom ons kyk hoe ons individue uit die hel uit kan hou. Of, kom ons kyk hoe die ooste en die suide voorgestel kan word aan die God van die Christelike weste. Dit was die missie. Of die missie was, kom ons kyk hoeveel nommers ons in kerke kan kry sodat denominasies kan groei. Maar ek lees vir julle 'n gedeelte van Dr. DJ Bosch in sy boek Transforming Mission, Paradigm Shifts in the Theology of Mission, wat hy geskryf het hoe die paradigm van missions verander het in 1932. En is dit so dat ons verstaan het hoe hierdie ding verander het, dat dit is 'n ander manier om daaroor te dink. In 1932, in a paper read at the Brandenburg Missionary Conference, Karl Barth became one of the first theologians to articulate mission as an activity of God Himself. The Barthian influence was crucial in radically changing the understanding of mission. His influence on missionary thinking reached a peak at the Wellington Conference of the IMC 1952. Mission was understood as being derived from the very nature of God. Amper vir die eerste keer. The classical doctrine on the Missio Dei, en dis waar die woord vandaan af gekom het, Missio Dei, as God the Father and the Son sending the Spirit, was expanded to include yet another movement. Father, Son, and Holy Spirit sending the church into the world. Missio Dei is ge-expand, dit is die missie van God wat sy seun stuur, die seun stuur die Heilige Gees en as 'n goddelikheid stuur hulle die kerk in die wêreld in. Missio Dei. En so God se missie is geanker in die openbaring van die Vader se liefde vir die wêreld, né? Die seun se offer, die Gees se barmhartigheid, se bekragtiging, se bemagtiging vir ons en die kerk se sending. Die Vader stuur die Seun, die Seun stuur die Gees en saam stuur hulle die kerk om te deel te neem aan God se missie, sodat ons die wêreld kan vertel van die goeie nuus van Jesus Christus. En so ons het hierdie reeks laasweek afgeskop met God se liefde vir die wêreld. Johannes 3 vers 16. Want so lief het God die wêreld gehad dat hy sy seun gegee het. God het die wêreld so lief. Dit is 'n element van God se missie. Hy het die wêreld lief. En daarom het hy sy seun gestuur. En so vandag gaan ons kyk na die seun se offer en die Gees se bemagtiging en hoe dit deel vorm as kern van God se missie. Julle is welkom om julle Bybels oop te maak in Galasiërs 3 waar ons saam gaan lees. Galasiërs 3 vers
13 en 14. En ek sal nou vir julle 'n bietjie konteks gee van waar ons is in hierdie brief. Maar kom ons lees Galasiërs 3 vers 13 en 14. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet, deurdat hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Want daar staan geskryf, vervloek is elkeen wat aan 'n hout hang. Die doel was dat die seën wat Abraham ontvang het in Christus Jesus na die nasies sou gaan en dat ons die gees wat beloof is deur die geloof sou ontvang. Here, baie dankie vir hierdie woord. Dankie Here dat al is dit soveel eeue terug geskryf, Here, dat ons steeds vandag hierdie woord kan lees en kan toepas in ons lewens. Mag elkeen van ons deur u gees wat binne in ons is, iets leer uit hierdie skrif en mag ons deelneem, Here, aan u missie. Die missie wat u vir ons gegee het en toevertrou het as die kerk. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Nou die oomblik toe ons hier was in Galasiërs 3 wat ons gelees het, is die oomblik toe Paulus hierdie brief skryf na die kerk in Galasië. En daar was baie heidene wat in hierdie oomblik tot geloof gekom het deur die evangelie wat Paulus gedeel het in Galasië. Dis wat gebeur het. Maar daar was spanning gewees tussen hierdie nuwe Christene en die Jode, want daar het Jode aangekom en hulle het vir hierdie heidene gesê, maar geloof in Jesus is nie genoeg nie. Jy het meer nodig. En hulle het van hulle verwag om aangeneem te word in die kerk, dat die manlike heidene moes steeds besny word. Hulle moes steeds deelneem aan die Joodse feeste en hulle moes steeds die voedselwette toepas. Daai 3 goed. So hulle moes steeds hierdie wette toepas, anders is hulle nie toegelaat in die kerk nie, want wat Jesus gedoen het was nie genoeg nie. Geloof in Jesus is nie genoeg nie. En Paulus skryf vir hulle hierdie brief en sê, julle is besig om na gemors te luister. En dit is waar hierdie brief soveel krag dra, sodat ons kan verstaan hoe wat Jesus gedoen het aan die kruis is in die middel van God se missie. En dat daar niks is wat ek en jy tot dit kan byvoeg of wegvat nie. Niks wat ons meer of minder kan doen, sodat ons meer gered kan word nie. Dit is in die middel van die missie van God. En dan om bemagtig te word deur die Heilige Gees. So kom ons gaan deur hierdie skrif en kyk na die seun se offer, die opoffering wat Jesus gemaak het aan die kruis. Dit sê in vers 13 en dit lig amper vir ons die probleem uit, nê? Dit sê Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet. Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet. Nou, om 'n volger van Jesus te wees, beteken nie om 'n volger van reëls te wees nie. Dit is eintlik wat hy hier vir hulle probeer sê. Julle is besig om reëls te volg en nie vir Jesus te volg nie. Die wet wys vir ons die probleem uit. Dit is waarvoor die wet daar was. Dit wys vir ons die probleem uit, maar dit kan nie die probleem oplos nie. Dit kan nie die kondisie wat binne in ons is oplos nie. En so dan lewe ons met skuld en ons lewe met vrees en ons lewe met sonde en dit bring 'n skeiding tussen ons en God en wanneer ons bid dan voel God ver, is ek reg? En dit is 'n las wat ons nie self kan verwyder nie, vriende. Daar's niks wat ek en jy na die tafel toe kan bring wat maak dat hierdie skeiding kleiner kan word nie. Jesus het dit klaar gedoen. En dis die probleem wat Paulus vir hulle uitwys. Hy wys vir hulle uit dat hulle sonde is ernstig, meer ernstig as wat hulle wil erken. Die vervloeking van die wet. Julle is besig om reëls te volg. Julle moet na die feeste toe gaan. Julle moet julleself besny. Julle mag net hierdie kosse eet. Hulle is besig gewees om reëls te volg. En hierdie vervloeking raak dan mense.
Dit raak verhoudings, dit raak gemeenskappe, dit raak jou werk, dit raak jou lewe, en dit raak nasies. En die wet ontbloot die probleem, maar dit kan nie die wêreld genees nie. Dit wys vir ons wat is die probleme, maar dit kan nie genesing bring nie. Romeine 3 vers 23 sê, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlikheid van God nie. Almal het gesondig. Maar ons het meer as net instruksie nodig gehad, nee vriende. Ons het nie net instruksie nodig nie. Ons het redding nodig gehad. Onthou julle daai oomblik in die movie Lion King? Toe Simba daar onder op daai takkie hang. Kan jy dink dat Mufasa daar van bo af geskree het? Hey Simba! Okay, hier's wat jy moet doen. Klim af. En dan spring jy na die volgende klip toe. En dan as jy bietjie regs gaan, dan as jy oor die bultjie gaan, dan is jy veilig. Maar daai beeste is besig om te hardloop. Dink julle dit sou gewerk het? Hy het nie in daai oomblik instruksies nodig gehad nie. Hy het 'n Vader nodig gehad wat daar inspring en hom red. En sy lewe red. En hy het die Vader se lewe gekos. God se sending begin by 'n wêreld wat homself nie kan red nie. En dis wat ons moet besef, ons kan nie onsself red nie. Dit is wat hierdie Jode vir hierdie heidene gebring het. Hulle het vir hulle bly sê, julle geloof in Jesus is nie genoeg nie. Jy moet iets na die tafel toe bring. Hier is wat jy moet doen. En hierdie is goed vir ons om te besef dat in God se missie het Jesus sy lewe opgeoffer en daar's niks wat ek en jy na die tafel toe kan bring nie. Vers 13 gaan aan. En hy verduidelik ons werklik wat Jesus aan die kruis gedoen het en hierdie is 'n baie belangrike skrif in die teologiese wêreld. Dit sê Christus het ons vrygekoop van die vervloeking van die wet deurdat, luister mooi, hy in ons plek 'n vervloeking geword het. Hy het 'n vervloeking geword. Nou kom ons stop net gou-gou by vrygekoop. Dit beteken in Engels redeem, to redeem something. En dit beteken om met 'n groot prys iets terug te koop. So Jesus het met sy lewe, wat 'n groot prys is, ek sou dink, dis 'n groot prys, het hy ons verlossing teruggekoop. Jesus het gaan staan waar ons moes staan. Waar ek en jy, die skuldgevoelens, die sondes, waar ek en jy moes staan, Jesus het daar gaan staan. En die vloek is volledig gehanteer eens en vir altyd. Nou hierdie is moeilik vir ons om te verstaan, want ons is mense. Maar ek wil hê jy moet hierdie hoor. Hy het in ons plek 'n vervloeking gehoor, sê die 2020 weergawe. Die 1983 sê deur in ons plek 'n vervloekte te word. Jesus het 'n vloek geword. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, hy wat nie sonde geken het nie, hom het God ter wille van ons sonde, het hy hom sonde gemaak. Jesus het sonde geword. En dan dink ons dat Jesus se lyding op daai dag was toegeskryf aan die fisiese mishandeling van die soldate. En ons dink dat sy lyding word toegeskryf aan hoe hulle hom gemishandel het, hoe hulle hom geskop en geslaan het, hoe hulle die doringkruis op hom gesit het, hoe hulle die spykers in sy hande geslaan het. Die Romeinse soldate het hom doodgemaak. En ons maak glad nie af dat die mishandeling op daardie dag erg was nie. Maar wat jy moet verstaan, is dat Jesus se lyding op daai oomblik was nie noodwendig primêr toegeskryf aan die fisiese mishandeling van die soldate nie. Maar dit was 'n totale verlating van God.
Jesus het sonde geword en God het hom verlaat. En Jesus het gesê, Vader, waarom het U my verlaat? Jesus het geweet dit is wat kom. Sy Vader gaan hom verlaat. Hy het al begin bloed sweet in die tuin. Hy het al geweet hierdie kom, want hy het al daaroor gepraat, nog voordat hy daar was. Dit was nie net 'n fisiese pyn nie, sy lyding was dat sy Vader hom verlaat het, want hy het sonde geword vir jou en my. Daar's niks wat ons kan byvoeg nie. Niks wat ons kan doen nie. Hy het dit klaar gedoen. En daarom sê die evangelie dat die volmaakte geregtigheid is bevredig. Die volmaakte geregtigheid van God is voldoen. En ons is bevry van die heerskappy van die duiwel. Ons is bevry van sonde, want Jesus het sonde geword en hy het dit oorwin deur op te staan. Omdat hy die prys betaal het, kan ons sondes vergewe word. Daarom kan ons na hom toe kom en sy genade vergewe ons. Hy het sy lewe opgeoffer vir ons. En dit is belangrik om te weet dat hy nie net ons sonde vergewe nie. Hy het die skeiding verwyder. Ons kan nou naby kom. God kom bly nou binne in ons. En daarom gaan hierdie vers aan en dit sê in vers 14, dit sê, die doel, dit praat nou van die doel, hy sê, die doel was, dat die seën wat Abraham ontvang het in Christus Jesus, na die nasies sou gaan, dat hierdie seën wat ek vir Abraham gegee het, way back, in Genesis 12, dat dit nie net by Abraham sal wees nie, maar dat dit sal gaan na die nasies toe, na die uithoeke van die wêreld toe. En as jy wonder waar ons is op die uithoeke van die wêreld, boys. Ons kan hom ook ontvang. Het sê in Genesis 12 vers 1 tot 3, en dit het opgesom, ek sal jou seën, God sê, ek sal jou seën, en jy sal die volke van die aarde geseën word, en in jou sal die volke van die aarde geseën word. Deur jou sal die volke van die aarde geseën word. En dit is die sending hart van hierdie teks. As ons hierdie Galasiërs 3 skrif lees, dan sien ons dat hy praat van hierdie seën wat God vir Abraham gegee het, maar dit is nie net vir Abraham nie, dit is vir die nasies. God het nog altyd 'n verhouding gesoek, nie afstand nie. Hy wou nog altyd naby kom. Naby aan ons wees. God se belofte aan Abraham, hierdie seën was nie eksklusief vir Israel nie. Israel is gekies, maar dit is ter wille van die nasies. Sodat almal geseën kan word. En Jesus vervul hierdie belofte en hy maak dit oop vir alle mense deur aan die kruis te sterf, deur sy lewe te gee. Jesus het nie net gesterf om ons bestemming te verander nie, vriende. Yes, ek hoop ek maak hemel. Gee my hart vir Jesus sodat ek hemel toe kan gaan. Nee. Hy het sy lewe gegee sodat hy ons toestand kan verander. Sodat hy ons besluitneming kan verander. Sodat dit wat ons lei, dat hy dit kan verander sodat hy ons kan lei. Sodat ons hele toestand, die manier hoe ons praat, hoe ons dink, hoe ons besluite neem, hoe ons met mense in verhouding is, het hy alles kom verander. Hy het ons toestand kom verander deur aan die kruis te sterf. Want ons hoef nie meer met die sonde te lewe nie. En dan gaan hierdie skrif aan en hy maak klaar met hierdie mooi gedeelte. En dit is waar die offer van die seun en die Gees se bemagtiging saamkom. Die tweede gedeelte is die Gees se bemagtiging. En dit sê dat ons die Gees wat beloof is,
deur die geloof sou ontvang. God se belofte aan Abraham, dat jy 'n seun sal wees en deur jou al die volke en die nasies van die aarde, reg? Hierdie belofte aan Abraham, dat al die nasies deur hom geseën sou word, is vervul deur Jesus se offer aan die kruis. En luister mooi, en kom tot uitdrukking deur die Heilige Gees wat nou binne in ons woon. En daarom kan alle nasies geseën word en die seën ontvang wat Abraham ontvang het. Jesus het sy lewe gegee en is nie nou net meer 'n sekere groep mense of sekere reëls of 'n wet nie. Nee, God het naby gekom. Hy het binne in ons kom woon en daarom is die seën vir die nasies. Die Heilige Gees woon binne in ons. Dat ons die Gees wat beloof is deur die geloof sou ontvang. Die Heilige Gees is God by ons en in ons. En ek wil graag vir julle hierdie gedeelte lees en ek het hom nou nie daar opgesit nie. Maar as jy wil, kan jy saam met my blaai na Johannes 14 toe. En dit sê dit so mooi in vers 23. Jesus is besig om met sy disippels te praat oor die belofte van die Heilige Gees, want hy is besig om hulle voor te berei dat hy nie meer hier gaan wees nie. Hy gaan nie meer tussen hulle wees nie. Maar hy is besig om hulle voor te berei dat hy gaan vir hulle 'n helper los en hy sê in vers 23, Jesus antwoord hom toe: As iemand my liefhet, sal hy my boodskap gehoorsaam uitvoer en my Vader sal hom ook lief hê en ons, luister ons, God die Vader, God die Seun, God die Heilige Gees, die volheid van God sal na hom toe kom en by hom tuis gaan. Die volheid van God kom woon binne in ons. En luister na vers 25. Hier is wat die Gees bring. Ek sê dit nou al lank al vir julle terwyl ek nog by julle is. En wanneer die Raadgewer, die Heilige Gees kom, wat die Vader in my naam sal stuur, sal hy julle in alle opsigte onderrig en julle ook herinner aan alles wat ek vir julle geleer het. Hy word ons raadgewer, hy word ons helper, hy word ons trooster, hy word die een wat binne in ons is en ons help en ons lei en die een wees na wie se stem ons kan luister en wat ons hoop die hardste stem in ons oor is. Van al die stemme wat ons op 'n daaglikse basis hoor. Gees gee vir ons nuwe lewe en krag om 'n veranderde lewe te kan leef. Maar die Gees is nie net in ons om ons te troos en om ons te lei en om ons te help met dit wat ons nodig het nie, want dan gaan dit net weer oor ons. Die Gees is ook binne in ons, sodat ons kan deelneem aan die missie van God as 'n getuie, om effektief te wees in God se missie. Die Gees is God se bemagtigende teenwoordigheid binne in ons. En hy bemagtig ons om effektief te wees in ons gemeenskap en by die werk. En wanneer jy by die skool is en wanneer jy met jou kinders werk, dan bemagtig die Gees van God ons met wysheid en met kennis en hoe om te bid en om uit te kyk vir mense wat hom dalk nie ken nie en om hulle te kan help en hoe om sensitief te kan wees. Die Gees rus gewone gelowiges soos ek en jy toe om effektief te kan wees in God se koninkryk. Effektiewe getuies in God se koninkryk. Handelinge 1 vers 8 sê: Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom en julle sal my getuies wees. Julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, sodat julle effektief kan wees wanneer julle uitgaan in my koninkryk. En dan sê Johannes 20 vers 21 en 22, praat Jesus met sy disippels en hy sê vir hulle: Soos die Vader my gestuur het, stuur ek julle. Ek stuur julle in die wêreld. Net soos wat God die Seun gestuur het, kom Jesus en hy sê ek moet gaan want ek moet plek maak vir die Heilige Gees om julle nou te kan stuur. God stuur die Heilige Gees binne in ons. En dieselfde God wat jou gered het,
woon nou in jou. En die Gees vul nie net die kerk nie, maar hy stuur die kerk. Ek wil hê jy moet dit hoor vanoggend. Hy vul nie net hierso, dat ons hier moet opvul en meer word nie. Hy vul ons, sodat ons gestuur kan word in die wêreld. So hoe is hierdie boodskap, hierdie gedeelte wat ons lees in Galasiërs 3 vanoggend, van toepassing op jou en my? Ek dink soos baie gelowiges, en van hierdie gelowiges in Galasië, het ons die vergifnis van God ontvang. En as ons in hierdie plek waar ons hoor stemme, ons hoor die Jode wat sê, jy het nodig om nog goed by te voeg, by jou geloof, om effektief te kan wees in hierdie missie van God. En Jesus kom en hy sê, jy het nie, ek het alles klaar gedoen. Luister na my stem en volg my. Die Gees is binne in jou. So maklik vir ons vriende om ons eie koninkryke te bou. Of dalk 'n meer moderne woord, ons eie portefeuilles te bou. En seker te maak dat jou portefeulje is reg teen die tyd wanneer jy 60 of 70 of 80 is. Maar Tommy was 37. En hy was lief vir Jesus. En hy was lief vir die nasies. En hy was lief vir hierdie missie. En hy het nie net sy eie koninkryk gebou nie. Hy het seker gemaak dat waar hy gaan, hoor mense van die goeie nuus van Jesus. Ons is op so 'n groepie van wat ons vir hom gebid het, en dit was so opvallend hoeveel boodskappe ek gesien het van mense wat sê, Tommy het my na die kerk toe gebring. Tommy het my eerste gegroet by die kerk. Tommy het my vertel van Jesus. Moenie ons portefeuilles, kom ons laat nie dat ons portefeuilles ons dit bou ten koste van God se missie en God se koninkryk nie. Ons is hier vir hom, sodat ons kan lewe deur hom en vir hom. En die vraag wat ek vanoggend met julle wil los, soos wat ons net gaan reflect op ons eie lewens vanoggend is, waar het God jou geplaas as sy getuie? Wie het God aan jou toe vertrou? En watter deel van God se sending vermy jy, omdat dit ongemaklik voel? Dit is net nie lekker vir my nie, so ek gaan nie dit doen nie. Ek kies die vergifnis gedeelte, maar nie die ek moet gaan gedeelte nie. Maar hoor mooi wat sê Lukas 11. As julle wat sleg is, dan weet hoe om goeie geskenke aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die Heilige Gees gee aan hulle wat hom vra. Ons is 'n goeie God, 'n goeie Vader, wat lief is vir ons, en wat die Heilige Gees vir ons wil gee, wat goeie goed vir ons wil gee. Al wat ons hoef te doen, is om hom te vra.